Die dag van die groot grasnyer resies by die resiesbaan in die dorp het uiteindelik aangebreek. Al die vinnigste grasnyers is reeds besig om hulle engines op te warm by die wegspringpunt. Dit dreun en rook soos wat hulle mekaar probeer beïndruk. Van die grasnyers het blinkpype, groot uitlaatpype en allerhande goeders om hulle te beskerm. Sommiges brul soos donderweer. Party het aanpassings gemaak wat waarskynlik nie eers wettig is nie. JD is super opgewonde terwyl Maria hom van die sleepwa aflaai. Sy engine grom, brum, brum en rommel van pure opgewondenheid. Maria en JD beweeg dadelik na die wegspringpunt, want die resies gaan binnekort begin. JD weet, hy is definitief nie die vinnigste, lawaaierigste of blinkste grasnyertrekkertjie daar nie. Maar hy het baie moed en hy weet, hy gaan vandag net sy beste doen. Met Maria wat hom bestuur, weet hy is in veilige hande. Die afsitter lig sy vlag. Trekkers, op julle merke! Gereed! Gaan! En hy waai sy vlag. Engines dreun en bande gly en fluit soos die grasnyertrekkers wegspring van die lyn af. JD beweeg teen 'n egalige spoed. Sy engine sing 'n gelukkige deentjie. Maria gee die stuurwiel 'n drukkie en sê, "Kom JD, ons doen net ons beste vandag." Om die eerste draai stamp Blits, een van die grasnyers, 'n ander een van die pad af en vat die binnebaan. "Uit my pad uit!" skree hy lagend. JD sien hoe die ander grasnyer bokspring en dan in die lang gras beland. "Moet ons nou help?" wonder JD. Maria dink vir 'n oomblik. "Ons gaan hom natuurlik help." Sy trek af, spring van JD af en help die man op die rooi grasnyer terug op die baan. "Jy mors jou tyd, JD!" skree Blits ver van voor af. Maar JD en Maria gee nie om nie. Hulle is stadig maar seker besig om die ander weer in te haal. Om die volgende draai het 'n blou grasnyer in 'n plas modder gegly. Terwyl die ander verby hulle zoom, trek JD en Maria af om hom ook te help. "Almal verdien 'n regverdige kans in die resies," sê Maria, terwyl sy hom help om sy grasnyer reg te kry en weer terug op die pad te kry. Maar ook gits, in sy poging om terug op die pad te kom, stamp hy teen JD en daar val JD se wiel af. Maria voel 'n bietjie teleurgesteld dat die man op die blou trekker nie eers omkyk of aanbied om te help nie. Maar net een kyk na JD se vriendelike glimlag laat haarself ook weer glimlag. Sy sit sommer vinnig JD se wiel terug. Binne 'n paar minute is hulle terug op die baan en nou haal sy al haar vernuf uit om op te maak vir die verlore tyd. Hulle glip verby die blou trekker en dan nog een en nog een met 'n groot haaimond voorop geverf. JD glimlag te lekker en groet almal langs die pad by wie hulle verbygaan. "Piep piep, piep piep, hallo! Piep piep, hallo!" JD is nou tweede. Dis die finale ronde en JD is nog redelik ver agter Blits. Die skare juig en skree terwyl Blits afpyl op die wenstreep.
totdat iets onverwags gebeur. Blitz se grassnyer stotter en hyg. Hy skud en ruk dan tot stilstand. Stoom trek uit die engine en vlamme spoeg agter by die uitlaatpyp uit. Blitz het moeilikheid. Dis net 'n paar meter voor die eindstreep. Blitz kan so waar nie 'n tree verder nie. JD trek agter hom in. Hy kan nie verder nie, sê Maria. JD huiwer 'n bietjie. Hy wonder, moet ons hom nou ook help? Of was hy nou so lelik met almal? Maria glimlag. Ja, ons gaan hom definitief help. Dis wat dit beteken om goeie waardes te hê. Ja, selfs al is dit soms moeilik, nê? JD stoot Blitz se grassnyer entjie vir entjie totdat Blitz oor die wenstreep ry. Die skare raak stil. En dan bars daar 'n gejuig uit. JD! 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 Juig hulle. Blitz lyk verwonderd. "Hoekom het julle my gehelp?" JD flikker sy ligte en glimlag breed. Maria trek haar skouers op en sê, "Want wen is nie alles nie. Om gaaf, regverdig en respek vir ander te hê. Dit is die goedjies in die lewe wat regtig saak maak." Maria vryf oor JD se neus, terwyl 'n paar van die ryers vir Maria kom dankie sê vir haar hulp en mooi gesindheid. Van toe af was JD nie net geken as die groen grassnyer trekkertjie nie, maar hy was geken as die kampioen met die dierbaarste persoonlikheid.